Die klein gansies het daarin vreeslik gou groot geword, né? En so kort rukkie. Wat's dit, Niels? Môre verlaat ons Swede en vlieg oor die see. Daar's so baie mooi dinge wat julle nog gaan sien. Hoe lyk dit daaroor kan die see? Akke van Kebnekaise? Wees geduldig, julle sal dit sommer gou met julle eie oë sien. Kyk net na die mooi landskap. Dit is pragtig. Ons is nou in Wemmenhoek. Niels, hoekom lyk jy dan so treurig? Wat's verkeerd? Wil jy maar nie maar sê nie? Ag, ek weet nie wat om te doen. Wil jy altyd by die wilde ganse bly en nooit weer huis toe gaan nie? Ag, nonsens. Natuurlik wil ons almal weer terug gaan huis toe. Ek is bly daaroor. Ek kan nie meer wag nie. Die laaste paar weke het die vlerke van ons jong gase sterk geword. Ek dink ons kan nou maar die vlug oor die groot see begin aanpak. Daarom wil ek voorstel dat ons vandag almal goed uitrus en dan vertrek ons môre. Ek dink ons kan maar vandag al vertrek. Ja, vandag. Kom eers môre. Eet liewer eers julle pensies propvol. Dit is die beste voorstel wat ek nog vandag gehoor het. Ek is ook honger, Niels. Is jy kwaad, Niels? Niels? Niels, kom laat ons vandag vir oulaas nog een keer lekker met mekaar speel. Wil jy dan Kom, vandag Niels. glad nie eet nie? Ag, sê tog iets. Nee, Kermel, ek kan vandag nie eens 'n stukkie kos inkry nie. Hy het my darm nog lief. Ek dink dit is hoogtyd dat ons twee bietjie alleen met mekaar gesels, Niels. Laat ons asseblief nou 'n rukkie alleen. Ja, doodreg Akka. Ons is nou op pad. Kom Krummel, weg is As ons. ek dan moet. Net wanneer dit interessant word ek weggestuur. Ek is so verward in die mekaar, Akka. Ek weet nie wat om te dink nie. Wil die dwergies waarheid dat Martin geslag moet word voordat ek weer normaal kan word? Wat? Ja, dit is presies net wat die dwerg wil hê. Die witgaasmannetjie moet op Sint Martiensdag teruggevat word huis toe, Niels. Dan eers word jy van die vloek bevry. Maar dis onmoontlik, 'n mens kan dit nie doen nie, dit is gemeen. Die dwergie dink tog regtig nie dat ek my beste vriend net sommer so kan opoffer nie. Ja, ek verstaan dit ook nie. Niels. Akka. Dis daarom nog nie die einde van die wêreld nie. Ek het daarom nog vir jou en die ganse en as jy my sal toelaat wil ek by julle bly en saam met julle oor die see vlieg. Jy kan saamvlieg solank jy wil. Dankie. En ek sal ook alles doen wat jy van my vra. Ek sal nie weer weghardloop nie en jy hoef nie meer kwaad te word vir my nie, Akka. Die winter is koud. Word wakker, Niels. Word wakker toe. Dis dan nog nag. Ek wil jou saamneem na julle plaasie toe, Niels. Jy moet dit nog een keer sien. Hoekom moet ek gaan? Ek dink nie dis 'n goeie ding nie. Jy moet gaan, Niels. Jy weet dat dit 'n lang en ver reis is wat voorlê en ek dink is goed dat jy almal tuis ten minste nog een keer weer moet sien. Ja. Maar wat van Krummel en Martin, Akka? Hulle bly hier. Ek sal môre vroeg aan hulle twee verduidelik hoekom ons stilletjies weggesluip het. Goed. Dis reg. Dis
is heeltemal buite die kwessie. Krummel. Die hele somer deur was ons altyd saam en nou is alles skielik verby. Jy steek dinge vir my weg. Is ek dan nie meer jou vriend nie? Maar natuurlik. Vat my dan saam, asseblief, Niels. Nou goed. Daar is ons kerk. So ja, van hier af moet julle twee ongelukkig te voet verder gaan. Ek gaan dit nie nader aan die huis waag nie. Jou pa sal beslis 'n geweer hê. Ek het net baie keer streetjies van die muur afgeneem. Ek vlieg nou terug na die ander toe en kom môre vroeg weer. Ja, dis goed. Ons sal net na sonsopkoms hier vir jou wag. Niels, wag 'n bietjie. Ja, wat is dit? Jy het die afgelope somer baie geleer, Niels. Ja, Jy het gesien hoe groot die land is. Dit sal die mense geen skade doen om vir ons 'n paar eilandjies of 'n paar afgeleë woude te gee nie, sodat ons rus en vrede kan vind. goed, Akka, ek het verstaan wat jy daarmee bedoel. Ek sal jou baie dankbaar wees as jy my boodskap aan die mense kan oordra. Ek sal probeer. Nou wat dink jy? Sal ons gaan? Ja, kom! Kyk daar, dit lyk alles so verlate. Ja, dis reg, hulle slaap seker nog. Ek het baie keer my knie teen daai muur gestamp. Dit is myne. Ek het dit self gebou en dit was baie harde werk. Jou ouers het dit beslis hier laat staan omdat dit hulle aan jou laat dink. Is dit nie Niels Holgersson nie? Nou het ek jou lekker gevang. Goeiedag, hoe gaan dit met jou? Is jy besig om met my te spot? Jy kom eenvoudig hier aan en sê goeiedag. Is dit hoe jy iemand groet wat uiteindelik teruggekom het huis toe? Gee pad hier. Laat ek vir jou verduidelik. Niels is nie meer soos wat hy was nie. Hy het baie verander.
Ja, ek het baie geleer. Jy het eenvoudig net verdwyn en almal hier in die steek gelaat. Kyk om jou rond. Al die henne is verkoop. Wat, is dit waar? Gaan dit dan so sleg met my ouers? En jy vra nog, het jy dan nie oë in jou kop nie? Hou op! Wag tot ek jou kry. Laat my met rus. Is hy nogal om? Wat? Niels Holgersson! Hou op om te knor, ek doen ons niks verkeerd nie. Dan is het goed, ek is in elk geval ontmoeg. Is dit waar dat my ouers die henne verkoop het? Dis goed dat jy daarom nog hier is, my ou dier. Jy noem my jou dier. Vroeër was jy nooit so gaaf teenoor my nie. O ja, is jy verbaas? Nee, is dit regtig baie verander. Ek het die hele somer saam met 'n klomp wilde ganse gelewe. Ons het baie by hulle geleer. Ek kom nou terug. Wag net 'n bietjie hier vir my. Daar is hy, nee. Gou, Krummel. Toe kom nou hier en ruk jou reg en laat die seun nou dadelik met rus. Hy doen niks nie. Niels. Maar is jy dan nie Niels Holgersson nie? Cornelia. Ek wil jou om verskoning vra vir alles wat ek vroeër gedoen het. Ek sal nooit weer 'n knoop in jou stert maak nie. Wat? Jy vra my om verskoning? Ek het dit nie verwag nie. Vertel my die waarheid. Hoe gaan dit met my pa en ma? Ag, nie baie goed nie. Kyk daar, Majos is toe verkoop en sonder haar is dit baie eensaam hier. Ag ja, jou ouers het net kommer en hartseer. Maar dis vreeslik. My arme ouers, ek kry hulle verskriklik jammer. Eers Majos. En nou ook nog die perd, vandat hy siek geword het, gaan dit net slegter. Wat? Ek weet nie, ek het geen idee nie. Arme pa. Hoe kon hy die ploeg getrek het sonder die perd? Wie sou hom gehelp het? Ek was nie eers hier nie, ek was weg gewees. Kan jy net met koeie praat of dalk ook met perde? Met perde ook. Dan is dit mos baie maklik. Gaan na hom toe en vra hom wat my keer. Hy sal jou wel 'n antwoord gee. Krummel! Niels! Krummel! Hulle het net sommer net verdwyn. Ek kan hulle net mooi nêrens kry nie. Het Niels nie dalk verdwaal? Nee, sê my, jy al vanmôre vir Akka gesien? Nee, ek het nie. Sy's ook nie hier nie. Miskien het hulle nog saam weggevlieg. Sonder om enigiets te sê. Nou hoekom? Dit pas net nie vir my by Akka nie. Weet jy wat dink ek, Tonsveertjie? Hulle het plaas toe gevlieg. Gunnar! Gunnar, sal jy asseblief vir Akka sê dat ek met my gesin aan my plaas toe gevlieg het? Nou al, Martien? Ag, Martien, wil jy nie eers weer 'n bietjie daarna dink nie? Ek het dit reeds gedoen. Ek wil graag vir jou dankie sê vir alles wat jy gedoen het. Dankie. Dis regtig nie nodig nie. Moet ons asseblief nie vergeet nie. Ek sal altyd aan julle dink. Martien. En ek sal beslis baie na julle verlang. Nou ja. Sal ek nou ter afskeid vir jou nog iets sing? Nee, Siri. My vriend. Vaarwel, 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 vaarwel. Pas jou goed op. Vaarwel, Siri. Totsiens, Siri. Vaarwel, Tonsveertjie. Gustar? Nou, waarom wag julle nog? Hoekom maak julle nie dat julle wegkom nie, Martin? Ons wil vir jou totsiens sê. Baie dankie sê vir alles. Toe loop nou, hoekom straf julle my so? Ek kan dit nie verdra as iemand vir my totsiens sê nie. Tot ziens almal.
Totsiens julle. Totsiens almal. Vaarwel, vaarwel, tot ziens, vaarwel, vaarwel. Vaarwel, 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 vaarwel. Wat se ding is dit? Ek is Niels Holgersson. En ek is Kribbel. Julle is Niels en Kribbel. Ek het gedog julle was baie groter geweest. Wat het gebeur? Nou het die ander jou dan nie vertel nie. Die dwergie het my getoer. Hulle het my net gesê dat jy saam met die wilde ganse weggevlieg het. Maar dat jy so klein is, het ek werklik nie geweet nie. Ek is nie veel groter as die dwergie nie. Daarom glo die meeste mense dat ek ook een is. En ek is kleiner as 'n hamsterbabatjie. Gulila dink dat ek jou kan help. Ag ja, dan sê jy moet probeer om die hoefyster af te haal. Daar's iets skerps onder die hoefyster. Dit is so klein dat jou pa dit glad nie kon raak sien nie, maar dit maak baie seer. Die yster sit vas. Ek gaan iets probeer, maar is moontlik dat dit gaan seermaak. Ek gaan probeer om die spykers uit te haal. Byt hard op jou tande. Dis 'n gemors. Afgebreek. Natuurlik, ek kan vir hulle 'n boodskap laat. Ek verstaan nie wat jy nou doen nie. Hy's net besig om tyd te mors. Jy verstaan niks hiervan nie, Krimmel. Ek krap 'n boodskap vir my ouers uit op die plank. O, so. Dit's baie moeiliker as wat ek gedink het. Ek gaan gou na die perd kyk, dan kom ek eet. Dis my pa se stem. Wag, ek kom saam. Daar's my ma ook. Gou, hulle mag my nie sien nie. En toe, hoe voel jy vanmôre? Gaan dit beter? Hoekom so opgewonde? Wat's verkeerd? Is jonger? Wag, ek gee vir jou kos. Hy lyk in elk geval vandag beter as gister. Gaan ons hom nog verkoop? Om verkoop, dit is heeltemal buite die kwessie. Hy het ons soveel jaar lank getrou gedien. So sleg kan dit nie dat met ons gaan ons die perd moet verkoop nie. Nee, hy moet by ons bly tot hy doodgaan. Ja, dis die beste. My ouers, my ma, my pa. Toe nou, bly kalm, bly net kalm. Wat gaan nou met hom aan? Kyk hier, Olga. Wat is dit? Ek weet nie. As iets skerp van sy hoef. Waar kom dit vandaan? Snaaks. Dis soos 'n boodskap. Iemand het dit waarskynlik hier vir ons gelos. Kom ons haal die hoefyster af. Kalm. Hou stil, ek wil jou tog net help. Die arme dier. Geen wonder dat hy lam word nie. Lyk of Niels dit kon geskryf het.
sê my voel jy nou beter. Dit kan jy nog 'n keer sê. Kyk net, ek kan nou weer trippel. Ek moet nog net na die smid toe gaan. Ag, ek is baie bly. Dan was dit ten minste vir jou 'n goeie ding dat ek huis toe gekom het. Wat beteken ten minste vir my? En hoekom het jy net vir jou ouers weggekruip, man? Omdat ek nie bly nie. Ek gaan weer saam met die williggaanse verder trek. Dis baie moeilik om te verstaan. Sê vir hom hy kan dit maar weet. Dis 'n baie lang storie wat daarop neerkom dat ek nooit weer 'n groot seun sal word nie. Nou dan bly jy nie as jy is. Sou jy graag 'n seun wou hê wat so groot is soos 'n klein dwergie? Dit maak nie vir hom saak. Ek wil nie hulle moet my so sien nie. Ek wil nie hulle kommer nog groter maak nie. Ag nee. Ja, dit kan ek verstaan. My wêreld is Asa. En hier's klein Mats ook. Ons het so na julle verlang. Waar was julle die hele tyd? Ons was in Lapland. Ja, in Lapland. Ek hoop nie hulle verraai ons nie, Krummel. Hulle twee het heeltemal alleen deur die hele Swede gestap tot by Lapland en daar het hulle my gekry hierheen terug. Ek's bly om dit te hoor. Julle was baie gelukkig dat goeie julle nuus. pa weer kon opspoor. Akka, waar's die ander? Wat het gebeur? Daar het nog niks gebeur nie. Maar waar is Martin en Donsveertjie? Hulle het afskeid geneem van ons en het huis toe gevlieg. Wat? Nou kan ek net hoop dat die dwergmannetjie tot insigte sal kom. Miskien is ons nog selfs voor Niels by die huis. Hy sal verbaas wees. Martin was nie voor Niels by die huis nie. En Niels was verskriklik ontstel toe hy vir Martin en sy familie sien land. Hy wou Martin nog waarsku, maar dit was reeds te laat. En toe was Martin se tuiskoms, dit waarna die gansmannetjie so uitgesien het, heeltemal anders as wat hy hom dit voorgestel het. Niels het natuurlik probeer om Martin te red, maar van al die dinge vertel ons julle in ons volgende episode.